Ons begin vanoggend met 'n nuwe reeks en hoorie, Sansha, wil jy nie vir my PowerPoint opsit nie asseblief? Daai werk nie. Is dit hy? Gee my net 2 sekondes. Dis hy. Dankie, waardeer. En ons gaan vers vir vers deur Jona beweeg. Nou, gemiddeld is ons so 48 verse, so dit gaan omtrent 5 verse 'n keer wees. En vanoggend doen ons net 2 verse. So iewers gaan ons inhaal, want ons is 10 weke in hierdie reeks en ek sien baie uit om dit saam met julle te doen. En ek weet 'n paar van julle soos, dis Ou Testament, reg? Dis Ou Testament. En weet hoe wat is ons nie klaar met die Ou Testament nie. En ek wil julle herinner toe Jesus net gekruisig was. Op Pinksterdag is die Heilige Gees uitgestort. Toe het die kerk op daai stadium raai wat gehad? Net die Ou Testament. En weet julle wat het hulle gedoen? Hulle het die Ou Testament gelees asof die Ou Testament, wat hulle reg is, geskryf is met die idee dat Jesus kom. En hulle het oral in die geskrifte, nou ons gaan nog 'n reeks doen oor dit ook, om vir julle te wys hoe hulle die nuwe Ou Testament gelees het, en hoe hulle Jesus reg deur die Ou Testament gekry het. En so, ek wil nie hê jy moet ooit die Ou Testament afskryf en sê, dis Ou Testament, ons is nou in die Nuwe Testament nie. Nee. Die hele Ou Testament is 'n heenwyser na die Here Jesus toe. En veral wanneer dit kom by Jona, wil ek hê, jy gaan saam met my die Here Jesus se hart reg deur in elke boodskap sien. En dis wat ek wil hê, ek en jy moet na kyk. So dis vir die volgende 10 weke gaan ons vers vir vers doen. En wat Jona eintlik is, ons gaan nou 'n bietjie meer daaroor praat. Jona is eintlik 'n spieël. Jona is eintlik 'n spieël. En ons kyk nie eintlik na Jona nie. Eintlik wat ons kyk na die Jona in ons eie hart. En dis wat Jona wil doen vir ons vanoggend. So, kan ek 'n bietjie agtergrond met julle deel? Want dit help my nie, ek vertel julle van iemand, maar julle weet nie wie hy is nie, reg? So ek wil julle 'n bietjie vertel van Jona. Hierdie is baie belangrik, want van hier af vorentoe gaan ons nie terugkom elke keer hiernatoe nie. En ek wil hê jy moet nou oplet. Dis almal wakker, want nou het jy nodig om 'n bietjie inligting in te neem. Al die asem. Okay, is julle by? Hier gaan ons. Jona se vinnige agtergrond, hy's die 32ste boek van die Ou Testament. Daar's 39 boeke in die Ou Testament en hy's die 5de van die klein profete. Nou daar's 4 groot profete. Wanneer jy van agter af vorentoe werk, kry jy eers vir Jesaja, dan vir Jeremia. Jeremia het nog 'n boek geskryf, Klaagliedere, en dan kry jy vir Jesegiel en Daniël. Dis die groot profete. Dan kry ons die klein profete waarvan Jona die 5de is. So, dan kry ons vir Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona. Sien julle hom daarso. En dan kry ons vir Micha, Nahum, Habakuk, Sefanja, Sagaria, Maleagi. Nou hier's 'n catch. Sien julle Jona en Nahum is albei geel. Jona, sover ek weet, is die enigste profeet wat 'n direkte opdrag kry om na heidene toe te gaan om hulle te wen vir die Here. En dis waar ons vanoggend 'n bietjie praat oor Ninive, en ons gaan later meer daaroor praat. En Ninive kom toe tot bekering. En 2 boeke later, by Nahum, het hulle teruggeval in hulle ou weë en die Here het hulle vernietig. So, ek wil net hê jy moet weet, dit is binne in 'n groter konteks, maar ons gaan nie nou oor Nahum praat nie, ons gaan oor Jona praat. So Jona tree op om en by 785 na Christus tot 760 voor Christus, en hy was 'n raadgewer vir koning Jerobeam die 2de. Nou, hierdie goeders kan julle alles gaan opswat. Nou, koning Jerobeam die 2de is die seun van koning Jerobeam. Eenvoudige wiskunde. En sy pa was 'n baie slegte koning, rarig slegte koning. Debatteerbaar was die seun 'n slegter koning. En dis binne in hierdie konteks wat Jona optree. Nou, Jona is 'n effens van 'n nasionalis, wat beteken hy hou daarvan om Israel die voorkeur te gee. Hy wil net goeie nuus hê vir sy volk. En die slegte nuus vir die res. So met ander woorde, wanneer hy na die Here luister as profeet, luister hy na die goeie nuus van God vir sy volk, nie na die slegte nuus nie, en hy luister net na die slegte nuus van die wêreld, en hy filter dit so. En ons gaan 'n bietjie daarna kyk ook. So in 2 Konings 14 vers 25, gee die Here vir Jona 'n woord. En Jona gaan na koning Jerobeam die 2de toe en hy sê vir hom, koning Jerobeam, die Here wil jou uitbrei na alle kante toe. Is dit waar? Ja, dit is waar.
Maar daar's 'n groot maar daarmee saam. Dit is, jy moet bekeer, want jy's op 'n verkeerde pad. Maar dit sê Jona nie. Jona sê net, koning, ek het vir jou goeie nuus, die Here wil jou uitbrei. Is dit nie goeie nuus nie? Wie van julle hou van goeie nuus? Ek hou ook van goeie nuus. Moenie vir my slegte nuus bring nie. Bring net vir my goeie nuus. En dis nou Jona. Dis so erg dat die Here vir Amos moes stuur in Amos 7 vers 10 om vir koning Jerobeam die hele storie te gee. Want Jona het net die halwe storie gegee en as jy in Amos lees in Amos 7 vers 10 tot 11, dan lees jy die res van die storie dat die Here sê eintlik is julle heeltemal verdorwe. Julle is verlore en ek gaan julle straf. En dis ook wat wel gebeur het. So, Jona is die profeet wat God gehaat het omdat hy sy vyande liefhet. En ek wil vir jou huiswerk gee, die van julle wat dit nog nie gedoen het nie, wil ek vra om dit te doen. Ons het dit Woensdag aand by ons klein groep gedoen, het ek begin deur Jona te lees. En wie van julle was verras geweest hoe vinnige mense deur Jona kan lees? Dis nogal vinnig, né? So dit sal jou tussen 9 en 15 minute vat. En dan wil ek jou uitdaag, laai die Bible app, die YouVersion Bible app op jou foon af. En dan sit jy dit in die kar aan, dan kan jy daarna luister. Dit vat jou 8 minute om deur Jona te luister in die 83 vertaling, in die Nuwe Lewende vertaling. Hulle het nie die 83 vertaling nie, net so op die kantlyn. So, is almal nou by. Daar's die agtergrond. Ek weet ek was 'n bietjie vinnig daarmee en party van julle voel soos 'n so dalk moet jy hierdie komponent net weer kyk. Ek sal vir Glichelle vra om hierdie komponent uit te sny en dan sit ons dit net weer apart in. Okay, so Jona vers vir vers. Jona se roeping en dis wat ek vanoggend wil hê. Okay, daar was 'n klomp agtergrond en dalk is dit te veel vir jou. Dalk as jy nie 'n detail hou nie. Jy's 'n forest persoon en nie 'n tree persoon nie. Jy hou van die groot prentjie. Want dan wil ek hê vanoggend moet jy hierdie ding hoor. Jona se roeping is ook my roeping. Jona se refleksie vir vandag, dis nie verby en oud en klaar nie. Hierdie is vir vandag en ons gaan daarna kyk. Alright, gaan julle saam met my staan? Kom ons staan saam. Kom ons staan saam. Het julle julle Bybels hier? Hou julle Bybels lekker hoog op in die lig en sê hardsaam met my. Sancho sê reg vir my. Dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. Ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek, met my hart glo ek dat Jesus die Here is. Amen. Amen. Jy kan jou Bybel vanoggend oopmaak by Jona 1 vanaf vers 1 tot 2. Net daai 2 verse volgend en dan gaan ek 'n bietjie kyk na Matteus ook. Net om die parallel vir julle te trek om te wys dat Jesus het terugverwys na Jona, maar ek gaan nie vanoggend daaroor praat nie, want dit gaan later aan voorkom, ek gaan daai teks lees. Is julle reg? Jona 1 vers 1 tot 2. Vir almal wat aanlyn is, baie welkom. Is heerlik om in jou huis te wees en ek sal graag wil weet van waar skakel julle en laat ons weet. Dis altyd heerlik om te weet van waar die mense inskakel. Jona 1 vanaf vers 1 tot 2. Die woord van die Here het tot Jona, seun van Amittai gekom. Maak klaar en gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy is. Dis hy. Dis die verse vir vanoggend. Maar kom ek vat julle na Matteus 12 vers 38 tot 41 toe. Wat eintlik later in voorkom, maar ons gaan hom vanoggend sommer net lees, net om vir julle te wys daar's 'n parallel tussen die Nuwe en die Ou Testament. Party van die skrifgeleerdes en die Fariseërs sê toe vir hom: "Meneer, wil u 'n wonderwerk? Meneer, ons wil 'n wonderwerk van u sien." Maar hy antwoord hulle: "'n slegte en afvallige slag vra vir 'n teken en geen teken sal vir hulle gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Soos Jona 3 dae en 3 nagte in die maag van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte binne in die aarde wees. Die mense van Ninive sal op die oordeelsdag saam met die mense van vandag opstaan en teen hulle getuig. Hulle het hulle immers op die prediking van Jona bekeer en hier staan een wat groter is as Jona." En dis Jesus wat die Jode aanspreek en die Fariseërs en die skrifgeleerdes aanspreek omdat hulle nie wou glo nie. Terug na Jona. Ons is by Jona en vanoggend se boodskap is eintlik 'n oorkoepelende boodskap, is 'n inleidende boodskap. En wat ek wil hê jy moet vanoggend huis toe vat, is om te sê, Jona se roeping is ook my roeping. Dis ook my roeping. So, ons gaan vanoggend ons voete net in die water sit, ons gaan stadig ingaan, en ons gaan 'n bietjie dink oor hierdie verse, en wat lekker is, omdat ons omtrent gemiddeld net 5 verse op 'n slag gaan hanteer, kry ons kans om 'n bietjie dieper in te gaan. En hierdie is nie die gewone manier hoe ons doen nie. Gewoonlik doen ons nie 'n boek regdeur van begin tot einde nie. So ek weet ook nog nie heeltemal hoe gaan dit werk nie. So ek is bly julle doen 'n eksperiment saam met my, maar ek is opgewonde om dit saam met julle te kan doen. So hier's nommer 1. God se woord is God se plan.
Dis die eerste punt vanoggend. God se woord is God se plan. Ek sien dit meer en meer, soos wat die samelewing sekulariseer, hoe mense vir God se wil bid, maar hulle wil God se woord nie aanvaar nie. En dis presies wat Jona doen. Dis presies wat Jona doen. Jona wil God se wil hoor, maar hy wil dit nie hê nie. Hy wil iets anders doen. En hierdie ding moet ek vandag klik in my hart vasmaak. God se woord gaan nie verander nie. Wie moet verander? Ek moet verander. Ek moet my lewe in lyn bring van die woord. Ek kan nie, omdat ek nie daarvan hou nie, harder bid en vir die Here vra vir 'n nuwe plan nie. Ek kan nie dit doen nie. God se plan, God se woord is God se plan. Dit staan ewig vas. Kan iemand amen sê daar? Dankie Kenny. Okay. Jona 1:1. Die woord van die Here het tot Jona seun van Amittai gekom. Het hy daarvan gehou? Die antwoord is nee. Het hy daarvan gehou? Julle gaan dit nog later sien. Ek weet julle het nog nie Jona deurgelees nie, so julle ken nie al die antwoorde nie, maar soos ons aangaan, gaan julle al die antwoorde ken. So, die woord van die Here het tot Jona seun van Amittai gekom. Nou, hierdie een ding wat ek gaan vir julle sê, dat, en hierdie gaan dwars deur die tema wees, Jona was 'n regte egte mens. Op 2 maniere was Jona 'n regte egte mens. Nommer 1, ek glo met my hele hart, hy was 'n persoon wat regtig geleef het. Baie van die moderne teoloë probeer hom as 'n mitologiese figuur maak, as gevolg van die vis. Hoorie, as jy 'n probleem het met die vis, het jy nog nie die skepingsverhaal gelees nie. Stem jy saam? Jy kan nie sê, vis kon hom nie insluk nie. Maar God kon die aarde maak. Hoekom kan God nie 'n vis maak wat vir Jona insluk nie? Maar hy kan die aarde maak. Luister, dit is moeiliker, in my boeke, sorry julle, in my boeke is dit moeiliker om die aarde, alles daarop en alles daarin, en die hele hemel te maak, as om met 'n ou visie te maak. Stem julle saam? So nie 'n probleem hê met die vis, maar nie 'n probleem hê met die skepping nie. Okay? So as ons sê God is almagtig, dan beteken dit, hy kan enigiets doen. En as ons sê God is soewerein, dan beteken dit, hy kan doen wat hy wil doen. Hy het nie beperking nie. As hy 'n vis wil maak wat 'n mens kan insluk, en ons het nog nooit so vis gesien nie, dan het hy daai vis gecustom-make vir daai dag. En dan, wat ek met die vis gemaak het, weet ek nie. Dalk het hy in Skotland geëindig as Loch Ness Monster, ek weet nie. Net 'n grappie. So, wat ek wil hê, eerstens, wanneer ons sê, Jona was 'n regte egte mens, wil ek hê, jy moet hom nie sien as 'n mitologiese persoon nie, want Jesus het hom gesien as 'n regte egte persoon. Jona was 'n voltydse profeet, en ons is so dankbaar, dat hy opgetree het by Jerobeam. Daai stukkie wat hy opgetree het by Jerobeam, wat net al van 'n kantlyn nota is, wat ek julle nou vertel het, van hy wou net sekere goeie sê, en hier roep die Here hom na Ninive toe. Daai is belangrik vir ons om te weet, om hom te posisioneer binne in die geskiedenis. Dis nie sommer net 'n fabel, soos, ek weet nie wie se stories het ons, oom Rooibaard en die jakkals en die wolf nie. Dis nie so 'n storie om vir die kinders iets te leer nie. Hierdie is 'n regte egte profeet gewees. Hy was 'n voltydse profeet, en hy het 'n baie belangrike werk gehad. Sy werk was om van God te hoor, en dan vir die koning te vertel. So die koning het die gesag gehad om die uitvoerende mag te hê wat die Here vir hom gee, maar die profeet het vir hom die rigting gegee wat die Here wil hê hy moet gee. So die profeet en die koning het altyd saamgewerk. Nou as jy 'n slegte koning het en jy het 'n slegte profeet, dan het jy moeilikheid. En dis waar die volk op hierdie stadium was. So tweedens wil ek hê jy moet hoor, nie net hy was 'n regte egte mens, hy het regtig erg gelewe nie. Hy was 'n regte egte mens, net soos ek en jy, daarin dat hy sekere voorkeure gehad. Wie van julle hou van pineappel op julle pizza? Wie van julle hou definitief nie van pineappel op julle pizza nie? Okay? Voorkeure. Ek gaan nie sê watter een is sonde en watter een is nie sonde nie, maar daar's voorkeure, en net so het hy voorkeure gehad, en hy was 'n nasionalis, en ek het dit nou gesê, dit beteken, hy het sy eie mense voorgetrek. Hy wou hoor, wat hy wou hoor vir sy volk. So, ek wil nie sê hy het God se woord verdraai nie, ek wil nie dit sê nie, wat ek wel wil sê is hy het God se woord gefilter. Daarin dat hy miskien dit nie as sprus gedoen het nie, want uit standaard voorkeure sal jy goed interpreteer soos wat jy dit wil interpreteer. Partykeer 'n bietjie moedswillig, maar hy het dit gedoen. Hy het gesê wat hy graag wou hoor. En net hier moet ons aan Jona vassteek en sê, wow, wag 'n bietjie. Is dit waar ek is? Vat ek dit van die Here wat ek graag wil hoor, en nie verwerp nie, nee, verwerp is heeltemal 'n te kwaai woord. Ignoreer net die res. Ek hoor wat ek graag wil hoor, maar die res,
kere miskien 'n bietjie later, maar nie nou nie. En dis wat Jona gedoen het. En dis hoekom God vir Jona stuur. Hy kies vir Jona met die hand om na Ninive toe te gaan. Weet jy hoekom? Want die Here wil Jona iets leer. En Jona het geen ooghare gehad vir Ninive nie. Ek gaan julle nou daaroor vertel. En dis hoekom die Here vir Jona stuur. En so partykeer is julle lief vir die Here. Wie van julle is regtig lief vir die Here? Okay? Nou, die van julle wat ouers is, weet, partykeer sien jy iets in jou kind en jy moet 'n bietjie 'n koersaanpassing maak. Maak dit jou populêr? Glad nie. Maar jy moet daai koersaanpassing maak, want ons as ouers se werk is nie om populêr te wees by ons kinders nie, maar is om hulle reg te kry om groot te wees. Dis wat ons doen uit liefde uit. Nou ons as mense is maar gebroken, maar God is perfek. En wat die Here hier doen, die Here wil vir Jona help om daai koersaanpassing te maak in sy hart, want die Here het vir Jona gekies as profeet. Die Here het hom aangestel as profeet, maar hy het 'n paar skaapwerk nodig en die Here stuur hom. Nie vir Amos nie, hy stuur vir hom na Ninive toe. En nou wil ek hê, ek en jy moenie veroordeling staan teenoor Jona nie. Sies Jona, sies man. Die Here wil dan so mooi met jou werk en kyk wat so goed vang jy aan. Nê? Dis wanneer ons vir ons kinders sê as hulle klein is, onthou Jesus sien jou, nê? Jesus sien jou. En eintlik wat ons doen is ons stel hulle op om nie sukses te behaal nie. En baie keer kan ons kyk na Bybelse figure, ons kyk na Dawid sê, "Jog, met die oud aangevang." En ons kyk na Jona, maar die Here wil nie ek en jy moet dit doen nie. Die Here wil hê ek en jy moet Jona as 'n spieël sien en sê, "Hoeveel van Jona is op hierdie oomblik in my eie hart?" En ek moet toelaat dat die Heilige Gees Jona se woorde lewendig maak in my hart, dat ek kan sien dat die Here in my kan werk en ek moet by Jesus se voete gaan sit en sê, "Here, wys vir my in my hart wat bring nie eer vir U nie. Wys vir my in my hart, waar is ek onwillig om gehoorsaam te wees aan U?" OK, dit was nommer 1. Is julle reg vir nommer 2, die van julle wat skryf? Die uiteinde, die boodskap is Jesus. Die boodskap is Jesus, maar ons het nêrens gehoor van Jesus en Jona nie. Nee, ons het wel gehoor, Jesus praat van Jona en Jesus plaas hom in Jona in. En ek en jy moet dit ook so sien. Die boodskap is eintlik Jesus. Jona 1 vers 2 lees ons, "Maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy is." En hier in hierdie woorde hoor ek en jy oordeel, maar eintlik is God se hart genade, reg? Ons weet mos hoe speel die storie uit. Wie van julle weet hoe speel die storie uit? Dis soos, ek het klaar die fliek gekyk, ek weet wat gebeur. Wie van julle het Jona deurgelees? Nog nie. Wie van julle nog nie deurgelees nie? OK, ek herinner julle om Jona te lees. 8 minute. Jan, 8 minute. Laat jou vrou dit vir jou lees, OK? 8 minute en jy's deur hom. So maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe, spreek hom aan want ek weet hoe sleg hy is. So kom ek praat 'n bietjie met julle oor Ninive. Wie Ninive was en waarom Ninive so 'n belangrike stad is na die Here soontoe vir Jona stuur. Ninive was die hoofstad van die Assiriese Ryk. Nou die Assiriese Ryk was soos Amerika vandag is, né? As hulle praat moet almal maar nou luister. Dis maar nou net hoe dit is. En hierdie Ninive was 'n enorme stad. Dit was een van die grootste stede van die tyd en dit het baie geld en baie invloed gehad. Dit het 'n groot weermag gehad en hulle was ongenaakbaar wreed met hulle vyande. Hulle het mense maklik doodgemaak op 'n tikkie. As jy met hulle 'n vyand was, dan het hulle jou doodgemaak. So okay, het julle die konteks daar? So ek wil net jou vir 'n oomblik in Jona se skoene sit. Hoe dink julle het Jona dit beleef? Hoe dink julle dit beleef dat die Here vir Jona na Ninive toe stuur? Hoe dink jy sou ek en jy dit beleef? Nou, hoorie, ek kan nie 'n parallel trek nie. Hoorie, van die politiek stel ek nie eintlik belang nie. Ek stel nie eintlik belang in die goeters nie. Ek wil net by Jesus wees. Wie van julle is daar? Ek wil net by Jesus wees. Maar partykeer wil ek 'n illustrasie gebruik en partykeer is my illustrasies goed, ander keer is dit stupid. Ek weet nie hoe gaan hierdie ene uitwerk nie, maar kom ons sê die Here kom na jou toe. En hy stuur jou na Vladimir Putin toe. Nou die van julle wat nie weet nie, good for you. Dis die president van Rusland. Nou ek weet nie veel van Rusland nie, maar kom ons sou sê die Here stuur jou Rusland toe en sê vir jou, jy moet vir Vladimir, net so by the way, daai's nie regtig hoe Moskou lyk nie, hoor. Dis AI gegenereer op Ninive se basis. Maar ek dink dit lyk mooi. Ek weet nie hoe lyk Moskou nie, maar ek hoop Moskou lyk so. Maar verbeel jouself die Here stuur jou Rusland toe. Wie van julle sou onwillig wees om te gaan praat met die president? Was die KGB hulle polisie? Is hulle nog steeds aktief? OK, ons weet nie, nê. Ek het net onthou, toe ek groot geword het, was dit die kommunisme.
die kommuniste. En die kommuniste gaan die wêreld oorneem. So dis hoekom ek weet nie of hulle nog kommuniste is. Maar wie van julle sou bang wees? Wie van julle sou bang wees? Wie van julle sou onwillig wees? Ek sou bang gewees het. En ek dink dis presies waar Jona was. Jona wou nie gaan nie. Eerste rede is want hy is bang. Hy weet wat hierdie mense met hulle vyande doen. Hulle is ongenaakbaar, hulle maak dood. Hulle het die Jode Israeliete so aangeval, hulle doodgemaak. Maar ek dink daar's 'n tweede rede is hy het iets gehoop in sy hart. Hy het gesê, "Yes, hier is ons kans. As die Here Ninive van die aarde af platvee, dan is ons grootste vyand daarmee heen." Kan julle sien hoe Jona se boodskap beïnvloed is deur sy voorkeure? Met ander woorde, hier is die som wat ek gemaak het. Hier is die som wat ek gemaak het. As die Here my na Ninive toe stuur en ek gaan nie, dan gaan hulle aanhou sonde doen en die Here gaan hulle. Dis mos 'n antwoord, nê? Nee. Dis 'n antwoord en dis presies hoe Jona geredeneer het. Nou lees ons in Jona 4 vers 2 en Kenneth, hierdie kan 'n loflied wees. Ek dink nie ek het al ooit 'n loflied gehoor met hierdie woorde nie. Maar ek het die vers al baie gehoor. Maar hoor hierdie mooi woorde. Jona 4 vers 2. U is 'n genadige en barmhartige God. Lankmoedig en vol liefde. U sien maklik af van die straf wat u aangekondig het. Ek kan myself indink, miskien nie met 'n ukulele nie, maar dalk met 'n harp. Sit Jona daaronder, die komkommerplant en hy speel en hy sing vir die Here. As dit maar net was. Die konteks van hierdie vers is, Here, ek het dit geweet. Ek het geweet, jy is 'n genadige God. Ek het geweet, jy is so vinnig om. Dis hoekom ek die eerste plek nie Ninive toe wou gegaan het nie. En nou, kyk Here, kyk wat het U gedoen. Kyk net, U het hulle vergewe. En dan sê hy die woorde, ek kan maar nou doodgaan. Here, maak my dood. Weet julle wat, nee? Baie Jode het nie geglo in lewe na die dood nie. Ek weet nie of julle dit geweet het nie. En in Jona se woorde kry ons die idee dat hy dink dood is finaal. Weet julle wat sê hy? Hy sê eintlik, ek sien nie meer kans. Ek wil niks eintlik verder met U te doen nie. Here, maak my dood dat ek net kan klaar kry. Kan jy dink hoe ver moet jou hart van God se hart af wees om dit te sê? Dat jy niks met die Here te doen wil hê nie. Nou, vandag se datum is 12 April 2026 en eintlik het niks verander nie. God se hart het nie verander nie. Amen. Ninive het 120,000 mense gehad. En toe gaan doen ek 'n paar somme, ek gaan doen 'n bietjie navorsing. Het my nogal 'n rukkie gevat. Daai afkortings daar is Durbanville, Brackenfell, Kraaifontein en Bellville. Bly daar 405,000 mense. Dis die mense wat in ons omgewing bly. Waarvan 206,000 op die sensus in 2011 gesê hulle praat Afrikaans. Dit beteken daar's nie 'n taalbarrier vir my en jou nie. Ek en jy kan net met hulle praat, reg? Dis 'n gemaklike gesprek. As jy al die kerke, en dit sluit op 'n stadium was daar 'n velodrome of 'n ding daar in Bellville, MTN, en al die burgersentrums. As jy al die kerke, al die burgersentrums en al die velodromes en alles wat nou hier in hierdie areas is daar sitplek vir 80,000 mense. Sien julle die probleem? As almal, Engels en Afrikaans, as almal nou besluit, hulle gaan vandag kerk toe, lyk dit vir julle of daar genoeg sitplekke is? Waar is die res van die mense? Eintlik wat ek vir jou probeer sê is wanneer die Here sê vir Jona gaan na Ninive toe, dan hy 800 kilos wat hy gaan, en ons gaan nog daarby uitkom, 800 kilos. Ek en jy hoef net by hierdie deure uit te gaan. Ek en jy moet net by hierdie deure uitgaan, en dan is ons daar. Ons is by die mense wat die Here wil aanraak. Nou hoor gou mooi Esegiel 3 vers 5. Esegiel 3 vers 5. Lees hom saam met my op die telling van 3. 1, 2, 3. Jy Nou, okay, dis die Here se woord aan Esegiel, want hy sê ek stuur julle na julle eie mense toe. Dit is my en jou roeping. Handelinge 4 vers 12. Hy, Jesus, bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil hê dat hulle verlos moet word nie. God se hart het nie verander nie. Maar het my hart verander. Het my hart in lyn gekom met Jesus se hart. OK, dit bring ons by die laaste ene. En dit is wat ons uit Jona uit gaan vat, dat ons nie moet redeneer nie, en dat ons onvoorwaardelik gehoorsaam moet wees. So, OK, ons het vir mekaar gesê, Jona was die profeet, hy het die koning bedien met raad, maar dit was 'n groot maar. En die maar was maar net basies, Jona het net belang gestel in 'n spesifieke weergawe van die Here se plan. So sê gou vir my, wie van julle wil gered wees? Wie van julle wil gered wees? OK?
Ons almal wil gered wees. Die van julle wat nie julle hande opgesteek het nie, julle moet asseblief tog met my kom praat na die tyd. Ons almal wil gered wees. Dink julle Jona wou gered gewees het voor die tyd? Ja, natuurlik. Dis hoekom hy net die goeie nuus gevat het. Maar sien, ek wil hierdie deel van die Here se wil hê, maar die wil waar die Here die ander mense wil red, stel ek nie altyd belang nie. Ek kyk na die politiek, ek kyk na ons land en ek wens eintlik die Here wil vroeër kom om hierdie mense 'n bietjie te oordeel. En wat die Here vir ons in Jona se hart wys, maak nie saak wat jy dink van die leierskap van die land of wat ek dink van die presidente van ander lande of wat in die wêreld of van daai groepering of ek probeer nou as pres dit neutraal noem, maar vul dit in. Wat ons wil hê die Here moet hulle so graag oordeel. En ek stop net kort van hel toe stuur want dit is tog wat ons baie keer bedoel. Wys die Here vir ons eintlik sy hart. En wat is sy hart? Hy wil red. Psalm 40 vers 7 roep my hart op om met die Here se hart in gesinkroniseer te wees. Dis nie diereoffers of graanoffers wat die Here wil hê nie. Die Here soek nie my godsdienstigheid nie. Die Here wil nie hê ek moet 'n godsdienstige figuur wees wat al die godsdienstige regte taal praat nie. En volgende week gaan ons 'n bietjie daaroor praat. Maar wat die Here vra is eintlik gehoorsaamheid. So ons het mekaar gesê, Jona was 'n regte egte mens. Maar hier's die ding, Jona het nie verstaan nie. Jona het nie verstaan nie. Hy het nie verstaan hoe werk God se hart nie. Hy het nie verstaan wat God se plan is nie. Dit was vir hom oop en bloot, maar hy het gekies as gevolg van sy eie voorkeure en die feit dat hy die Here se die weergawe van God se plan en wil vir homself wou net sy weergawe wat hy graag wou gehad het toegeëien het gemaak dat hy nie God se hart gehad het nie. En dis die vraag wat ek en jy vanoggend moet vra is. Stel ek net belang in die kant waar die Here my red en as al foute is in my lewe wil ek bid en hê die Here moet my hand vat en my deur dit dra en al die mooi en goeie dinge, ek maak die beloftes uit die Bybel uit bymekaar wat sê, hierdie sê as Christen is hierdie wat nou, ek is 'n oorwinnaar en die Here beplan vir my goeie dinge, Johannes 10 vers 10, ek kan 'n lewe in oorvloed hê. Maar die ander verse wat van my iets verwag om God se hart uit te leef na buite, is nie in daai pakkie nie. Want my hart is nie waar Jesus se hart is nie. Jesaja 55 vers 9, soos die hemel hoër is as die aarde, soos my optrede verhewe bo die optredes van gedagtes bo julle gedagtes. En ek moet my hart instel, ek moet by die voete van Jesus gaan sit en sê, Here, stroop my van myself. Leer my u hart. Matteus 6 vers 33 sê, beywer julle vir die koninkryk van God, soek sy wil. Jona wil my en jou kom uitdaag. Ek moet my eie agenda kruisig. Ek moet God se wil nie net soek nie, maar dit doen. Jona het 'n groot gemis gehad. Hy het 'n groot gesoek gehad en hy het geen vrede gehad nie. En dis omdat hy die Here se hart gemis. Hy was ongelukkig. En dit kan wees dat ek en jy vanoggend hier is en dis waar ek is. Ek het 'n groot gemis in my lewe. Ek doen nie kerkding, ek doen nie godsdienst, ek doen nie bidding, ek doen nie Bybelverse ding en alles, ek doen nie Bybelstudie en alles wat ek moet doen, maar as ons steeds 'n gemis, daar's 'n gesoek, daar's nie vrede nie, en daar's 'n ongelukkigheid, omdat ek nie wil stap waar die Here my roep nie. OK, ek maak klaar, ken of julle kan opkom. Wat gaan ons uit Jona leer in die volgende 10 weke? Eerstens, ons gaan uitgedaag word om op God se agenda te kom. En ons gaan doelbewus uitgedaag word om op God se agenda te kom, deur om te kyk wat is my eie agenda. So, dit beteken ek gaan kyk na my eie agenda en ek gaan 'n doelbewus moet begin kruisig om te sê, ek gaan altyd, die Engelse woord is gravitate, ek gaan altyd 'n aantrekking hê om my eie wil te soek in my lewe. En ek sal altyd genoeg versuursuiker daarop wil sit om myself te oortuig dis eintlik wat God wil doen. Wie van julle doen dit soms? Ek steek my hand op. Maar is ek die enigste ene? Ek en jy gaan Jona uitgedaag word om die knie te buig voor Jesus. Ek sê dit gereeld vir julle en dis vanoggend weer van toepassing. Die beste weergawe van my lewe is die weergawe waar ek God se wil doen. Onvoorwaardelik. En ek wil jou vanoggend kom uitdaag. Doen wat jy kan. Doen wat jy kan doen met dit wat jy het, maar moenie niks doen nie.
Moenie niks doen nie. Dag op, wees daar, kom op jou knieë. Jeremia 33 vers 3 sê, roep my aan en ek sal jou antwoord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie. Dis waar die Here met Jeremia praat en hy berei hom voor vir die woord wat hy gaan kry en ek en jy die volle woord. Maar solank my hart onwillig is om dit te ontvang, sal dit onverstaanbaar bly vir my. Kyk, ek weet nie waar jy is nie, maar as daar enigstens twyfel in jou hart is oor geloofsekerheid, en ek bedoel, dis nou 'n goeie tyd, ons begin hierdie kwartaal weer met 'n kunskap sessie hierdie week, en as jy dit nog nooit gedoen het nie, en jy wonder oor geloofsekerheid, dan wil ek jou uitdaag, maak kontak met Anneke sal jou in kontak sit met die leier daarvan ook, Melinda, hulle begin hierdie week, en ek wil jou vra, oorweeg het om dit te doen. Ek dink daar is 'n goeie wegspringblok. Mag die Here vir jou seën, mag die Here vir my en jou seën in hierdie kwartaal, dat ons werklik 'n duidelike onderskeid sal kry tussen my wil en God se wil. En mag ek en jy die Here se wil kies. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ek kom dankie. Ek kom dankie vir oggend vir die teenwoordigheid. Ek kom dankie vir oggend, Here, dat U hier is. Ek kom dankie, Vader, dat U soos Jona het jy so hard gewerk met hom en jy het so met hom gepraat en soveel moeite gedoen. En Here, ek weet jy kom doen daardie moeite ook met ons. Maar kom help vir ons, Here, dat ons nie onwillig sal wees nie. Here, help ons om nie 'n eie weergawe van U wil vir ons te maak, op te maak en dit met strooisuiker op te maak dat dit vir ons aanvaarbaar is, maar dis nie eintlik wat U wil gehad het nie. Leer ons, Vader, Jesus se hart in die omgewing waar ons is. Ons vra dit mooi en ons bid dit in Jesus naam. En die kinders van die Here sê, Amen.